Ons keer Cleon se video hier onderste bo, so ons gaan nie nou verder tyd kos nie, ons het klaar gebid, so ons gaan begin. Ek wil net aansluiting vind by bladsy 13, nie bladsy 13 nie, by bladsy 14. Ek gaan by bladsy 15 begin daar. Dink ons het so deur alles het ons hanteer. Die vervulling van God se belofte ten opsigte van die uitstorting van die Heilige Gees. So met ander woorde, God het 'n belofte gemaak. En onthou, ek het laas vir julle gesê, en hierdie beginsel moet julle verstaan wanneer jy praat oor die koninkryk van die Here. Die Engelse mense sê altyd, ek weet nie in Afrikaans wat sê nie, die kersie op die koek is in Afrikaans die regte woord. Die Engels sê die cherry op die koek. Okay, ons gebruik dit, ons meng dit ons nou so 'n bietjie. Die ultimate van die boodskap van die koninkryk het een groot invalshoek wat jy moet verstaan. Dat Adam en Eva verloor die teenwoordigheid van die Here. Dan sal hulle naak bevind, hulle het liefde, posisie en waarde gehad. En na die sondeval het hulle bang, skuldig en niks werd geword. So bang is eintlik vrees, hulle het niks werd geword, hulle het skuldig gevoel, hulle verplaas skuld en hulle voel skuldig, dan gaan kruip hulle weg. So die rede daarvoor is die oomblik toe hulle in die sonde verval, het die Gees van die Here onttrek en moes hulle uit God se teenwoordigheid in die tuin van Eden uitkom, en daarom sit die Here 'n gerub sodat hulle nie kon terugkom in die tuin van die Eden om te eet van die boom van die lewe wat ook in die tuin van Eden gestaan het nie. Anders sou hulle in hierdie sonde toestand, en dit staan nou nie in die Bybel nie, dit is maar 'n aanname wat 'n mens maak, maar vir my is dit baie logies, sou hulle van die vrug van die lewe kon eet, maar met 'n sondige natuur en vir ewig in hierdie sondige natuur bly, omdat hulle van die vrug van die lewe bly eet. Daarom sit God hulle uit die tuin van Eden uit, en sit hy gerubs op die poorte te bewaak, en dan kom hulle, en van daar af moet hulle die tuin uitbrei, en begin hulle met harde werk, en met al die dinge wat gebeur, en julle sal onthou, dat die eerste kinders wat ons sien word gebore, Kain en Abel, is nie gebore binne in die tuin nie, hulle is gebore buite die tuin. Okay. So, en dit is 'n belangrike beginsel. En ons weet nie presies wat het gebeur binne in die tuin nie, want julle moet onthou, as daar dalk 'n dogter of 2 gebore was in die tuin, dan kon daar in elk geval nie, dan sou hulle in hulle menswees gekontamineer word deur sonde, want die sonde, die mans was eers na die tyd gebore, as julle hoor wat ek vir julle sê. Ek sê nie daar was vrouens nie, want dit staan nêrens in die Bybel nie. Maar daar's baie mense wat sê God het baie mense gemaak. Hierdie storie het net Adam en Eva gemaak het is nonsens. Julle, daai storie is nonsens. Want die boek van Maleagi sê het God dan nie een mens geskape nie, hoewel hy gees oorgehad het. En waarom dan die een? God het 'n geslag vir homself gesoek. So God het net Adam en Eva geskep, hy het Adam gemaak en uit Adam Eva gemaak. So julle het daai een, né? Okay, hou hom, alright, jy moet hom nie vergeet nie. So as daai ouens daai pampoena jou te rol en sê, nee, maar daar's baie mense in die skepping, want waar het Adam en Eva se kinders nou vrouens vandaan gekry? Dis mos nou die redenasie. Nou julle, die woord van die Here is baie uitdruklik. Hy sê, as daar 'n wet is, dan is daar sonde. As daar nie 'n wet is nie, is daar nie sonde nie. Daar was net een wet in die tuin van Eden, net een wet. En wat is daai wet? Julle mag nie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Dit was die wet. En is daai wet wat hulle oortree het in ongehoorsaamheid en eintlik in ongeloof, en daarna het hulle verval binne die konteks van die sondeval en alles wat daarmee gepaard gaan. Nou kom die Here reg aan die begin, hy sê hy gaan 'n verlosser daar stel en hy gaan die sonde van die wêreld wegneem. Maar dis nie net al wat hy kom doen het nie. Jesus het nie net ons sonde die prys vir ons sonde kom betaal nie. Dit was 'n deel van wat hy moes doen. Maar wat het hy eintlik kom doen? Hy het die heerskappy wat God aan Adam gegee het hy kom herstel. Want Adam en Eva het dit verloor. En onthou, God het gesê, laat hulle heers oor die werke van my hande. Let them have dominion. Nou julle, wat gebeur as God gespreek het? Dis onherroepelik vir ewig. God kan nie sy woord reverse nie.
wat God gespreek het, kom tot stand. En dit is belangrik om dit te verstaan. So, Jesus herstel die sondeval, maar Jesus kom herstel ook ons heerskappy. Daarom kom Paulus iewerster hier in die Nuwe Testament in een van sy sendbriewe en hy sê, en julle sit in hemelse plekke in Christus Jesus. Nou is jy klaar in die hemel? Nee, jy is nog nie in die hemel nie, maar jy is in sy koninkryk. Want hy het jou uitgehaal uit die koninkryk van die duisternis en hy het jou oorgeplaas. So jy is klaar daar. So jy het jou heerskappy teruggekry deurdat Christus jou sonde weggevat het en jy met God versoen is en die Heilige Gees kom weer om in jou te bly. Onthou die hele tabernakel se purpose. Die doel van die tabernakel nadat God Israel uit Egipte uitgebring. Wat was die doel van die tabernakel? Sodat God tussen sy mense kon wees. Hy sê dit daar, sodat ek by hulle kan woon. Wat is die doel van die tempel? Dat God by hulle kan woon. Daarom bid sale woon. Hier kom die Heilige Gees en hy neem besit van die tempel. Nou wat is julle wat hier sit en ek wat hier sit vanaand? Ons is die tempel van die Here. Wat was Jesus? Die volmaakte tempel van die Here. Ek breek hierdie tempel af en in 3 dae rig ek dit op. Okay? So met almal waarvan praat hy? Die tempel van sy liggaam. So ons is die tempel van die Here. Die Heilige Gees kom. Nou sê Jesus, dis vir julle goed as ek weggaan, voordelig, want as ek weggaan sal ek my Gees na julle stuur. So daar's 'n belofte van die uitstorting van die Heilige Gees en dit strek ver terug in die Ou Testament julle en in 'n besonder kry mense in die boek van Joël dit. Wat so duidelik is wat die Here praat oor in die laaste dae sal ek van my Gees uitgiet op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom en daai skrif het ons laas keer hanteer. So die kern van die koninkryk is Christus herstel die toestand en elke mens wat in hom glo word met God versoen en dit veroorsaak. Dit het tot gevolg, kom ek dit eerder so sê, dat God met sy Heilige Gees weer in my en jou lewe intrek neem. So die Heilige Gees uitstorting is 'n belofte vir almal wat glo, vir elke mens wat Jesus aanneem, dit is vir jou en vir my. En daarom moet ons gaan verstaan, en dit is waaroor hierdie 4de pilaar gaan. Die eerste pilaar, wat is dit gewees? Kom aan, wat is die eerste pilaar? Bekering. Tweede pilaar? Geloof. Derde pilaar? Doop. Vierde pilaar? Handoplegging. Okay? So, nou hy noem dit nie daar die doping met die Heilige Gees nie. Hy noem dit die handoplegging, want die handoplegging het verskillende funksies gehad wat iets te doen het met die Heilige Gees. Okay? En dit is wat ons vir julle wat ons probeer vir julle uitlig, en dit is hoekom hierdie lesing so redelik lank vat en 'n redelike dik lesing is, want daar's 'n klomp komponente wat jy moet snap vanaand. En dit moet julle weet. So, die vervulling van God se belofte daarop bladsy 15 ten opsigte van die uitstorting van die Heilige Gees. So dis die laaste blaadjie van hierdie boekie van julle. Dan gaan ek oor na hierdie boekie toe bladsy 16 begin mee. Okay. Die vervulling van God se belofte ten opsigte van die uitstorting van die Heilige Gees. Net voordat Jesus na die hemel opvaar, het hy sy disippels aangespreek en vir hulle gesê, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. So wie stuur die belofte? Jesus sê, ek stuur die belofte van my Vader, waar? Op julle. Okay? Ons het nou al voorheen gesien, ons praat van op en ons praat van met. Okay? Met die Heilige Gees gevul en die Heilige Gees het op hulle gekom. Daar's 2 konsepte daar. Nou sê hy, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met wat? Met krag uit die hoogte. So, wat is die doping met die Heilige Gees se funksie hier? Krag uit die hoogte. Okay? So, nou moet jy onthou, daar's 'n opdrag wat hulle moet vervul. En hierdie is 'n wêreldmissie. Dis 'n wêreldopdrag. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, sê die boek van Markus die 15de hoofstuk, of die 16de hoofstuk. Nou kom jy by Matteus en hy sê, gaan maak disippels van alle nasies. Lukas 24 sê, Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde, gaan maak disippels vir my.
So kan julle sien, dis 'n wêreldopdrag. So daai opdrag is nie net vir daai ouens wat toegeleef het nie. Daai opdrag is vir die kerk vandag ook. Dit is hoekom daar baie gemeentes is wat sterk sendingsspanne het wat in Afrika en in Europa en oral erin beweeg. En ek dank die Here, ek kon ook in my lewe 'n paar sendelinge opgelei het wat baie suksesvol was. Ek eer die Here daarvoor. As een van hulle nou nog in Sierra Leone. Ander enetjie het 'n gemeente in Gent gaan plant en ek dink hy die grootste Pinksterkerk gehad in Holland as enigiemand anders. Hy het 'n ongelooflike kragtige bediening daar gehad. So ons het gesien die resultaat van dit. Ons het in Afrika inbeweeg. Pastoor Dirk is ons Afrika sending persoon en hy het wonderlike werk boons in Afrika gedoen op grond van hoofkantoor se, want ek meen dis 'n hoofkantoorbediening, maar al daai mense in daai bediening sit in ons gemeente. So ek self was baie betrokke in die begin by dit met die om daai gemeentes terug te bring na die kerk toe en met hulle weer 'n ontmoeting te maak, want in die dae van die oorlog het hulle vervreem geraak van ons en ek het net gesien hoe dat God op 'n bonatuurlike manier werk, dat hy 'n man bo in die noorde van Zimbabwe 'n droom gee en vir hom sê, gaan sien daai man en hy Here wys hom in die droom wie ek is, waarheen hy moet gaan en hy kom een oggend by my kantoor en hy sê ek het hierdie droom gehad. En die Here sê ek moet jou kom sien. Ek sê hoe weet jy dis ek? Hy sê ek weet dis jy. Hy sê want jy het hierdie lemoene van hierdie boom afgepluk en jy het dit vir my gegee, ek het jou gesien. So en toe kom hy en die Here versoen daai hele kerk wat geskeur het van hierdie kerk af as gevolg van die oorlog in Zimbabwe en alles wat daar plaasgevind het en die Here bring dit terug. En ons het daar nagte en dae het ons gewerk om hierdie mense te versoen en om hulle toe te rus en op te en pastoor Dirk in besonder met sy span en Jannie was saam hoeveel keer waar ons regtig net vir God gewerk het in die koninkryk gebou. Ja, hy praat nie Portugees nie, maar hy praat daarom ook goeie Engels hoor, so hy kan homself help. Ek was daar ook 2 keer daar. Was jy ook 2 keer daar? Prys die Here, suster. Dis goeie nuus. Dis bly hulle vat vrouens ook saam, nie ek onthou nou. Okay, so, hoor wat sê Joël. En daarna sal ek my gees uitgiet, want hier verwys Jesus na hierdie belofte. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Julle seuns en dogters, ek het daai ding nou net vir hierdie skrif nou net vir julle gekwoteer. Julle jong mense sal drome droom, jou jongelinge gesigte sien en ook op jou diensmagte en op jou diensknegte sal ek in die dae my gees uitgiet. Kan julle sien die klem op die dae, okay? Uitgiet. Bykans 200 jaar daarna profeteer Esegiel in hoofstuk 36 vers 27 die volgende woorde. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en dit doen. So wie gaan dit gee? Ek sal dit gee. Hoe gaan hy dit vir jou gee? Deur die krag van die inwonende gees. So julle sien dit daar. So ek en jy kan nie eens roem in wat ons doen nie. Die giftings wat ons het, kom van die Here. Daar's 'n skrif in die Ou Testament wat hy ook in die Nuwe Testament wat Jesus daarna of Paulus of een daarna verwys. Hy het opgevaar in die hemel en hy het die Engelse die Ou Testament sê hy het geskenke aan die mense gegee. In die Nuwe Testament sê en hy het gawes aan hulle uitgedeel. So hy het opgevaar in die hemel en gevangenes gevange geneem en geskenke aan hulle gegee. Dis wat hy in die Nuwe Testament sê. So, daar verwys hy weer eens na die gawes van die Heilige Gees wat God aan elkeen gee. En jou gawe verskil van my gawe. Ek het 'n kombinasie van gawes wat God gebruik in wie ek is, waar ek is en wat hy met my wil doen. So, jy kan nie ek wees nie, ek kan nie jy wees nie. Eers en ek is bly, want hier's 'n paar ouens, ek is bly ek is nie hulle nie. Okay, so, hulle is net so bly, hulle sê ek nie. Maar dis die realiteit van die ding. So moenie jou opweeg teen iemand anders nie. Jy kan nie, want jy het jou gifting en ek het my gawe en nou moet ons by mekaar kom en hierdie liggaam aanvul met hierdie verskillende gawes, maar Jesus sê gaan wag totdat jy aangedoen is met krag uit die hoogte. So nou kom Esegiel en hy sê God gaan met sy gees in my binneste kom woon en hy sal maak en die gees sal maak dat ek in sy insettinge bly, dat ek sy verordeninge hou. So, want myself het nie die krag om daai dinge te doen nie. Wie van julle weet is nogal moeilik om
'n gereelde sonde te oorwin. Okay? So ding waarmee jy gereeld sukkel, jy word te vinnig kwaad, jy is nou al bietjie oud gevorderd, jy kyk te veel na ander vrouens rond, en jy's daar op die internet op pornografie, en al hierdie goed wat ons van weet, jy drink te veel, en jy hardloop rond, agter elke tannie daar by die werk aan, en jy is vreeslik vriendelik, en by jou huis is jy onvriendelik, en al daai goed wat gebeur, dit is die goed waarmee ons gekom. Wie van julle het agtergekom, al hierdie goed wat ons hierdie familiar spirits wat ons vashou, is moeilik om te oorkom. Want hy wil jou die heeltyd overrule. En julle onthou, ek sê altyd vir julle, die goed lê op een lyn. So moenie net kyk na hierdie ou en piek op hom en sê, hoor jy, maar daai ou maak droog nie hoor. Want hy maak droog op daai gebied en is dalk sienlik. Maar jy dalk 'n onsienlike sonde wat jy koester en is net so gevaarlik in jou lewe soos hierdie sienlike sondes wat hierdie mense vir jou. So pas op vir daai goed. Daarom sê die Bybel in alle opsigte, pas op dat jy nie oordeel nie. Want God is die regter. God ken die hart. Moenie kyk na, weet, ek sien hierdie afgelope week al hierdie goed nou daar nie, en al hierdie goed, en nou sê 'n valse profeet en al hierdie goed. Julle, dit is gevaarlike goed om te doen daai. Want jy spreek goed daar uit, ja, hy het goed kwyt geraak, en as die Here nie op die 25ste gekom het nie, dan gaan daar nie in die spervuur kom, maar hy is in elk geval al klaar onder die bus ingegooi. So, mense hou op om mede-Christene plat te trap. Dit lig die mense op, tel hulle op, help hulle reg en rig hulle. Want God weet wat daai man se hart is, nie ek en jy nie. Weet jy, daar's 'n skrif wat sê, niemand weet wat in die hart van die mens is nie, behalwe die gees van God en die mens se gees wat in hom is. So jy kan nie vir my sê wat is in my hart nie. Daarom is ek baie versigtig om vir 'n ou te sê wat is in jou hart, en sê die Here my wys. Want dan gaan die Here in elk geval werk daarmee as hy dit vir my sê. Okay. So pas op dat ons kyk na die horison op die oppervlak. Want julle mense is geneig om dit te doen. En dan oordeel jy iemand eintlik op sy face value. Maar jy weet nie waartoe daai persoon gekom het in sy lewe nie. Jy weet nie wat is die stryd wat daai mens gehad het in sy kinderlewe nie. Jy weet nie wat is die stryd wat hy gehad het in sy oorwinning om Christus aan. Jy weet niks. Net hy en God weet. Want wie weet wat sy stryd het ek deurgekom? Wie van julle kan vir my sê waartoe dit ek gegaan? Jy kan nie. Net so kan ek nie vir julle sê waartoe dit julle gaan nie, behalwe met die paar mense met wie ek nou al gepraat het en met wie ek 'n bietjie van agtergrond het, maar dan weet ek maar net so 'n stukkie. Ek kan nie eens presies sê waartoe dit daai mense gaan nie, want ek weet nie. Daarom het ek altyd empatie met mense. So, daarom het Christus gekom om saam met my en jou medelee te hê. Nou kom die Here en hy sê vir ons, hy gaan in ons kom woon. Johannes, die doper, praat oor dieselfde saak toe hy Jesus bekendstel aan die Fariseërs. In Matteus 3 vers 11 kom en hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene, nou moet jy na hierdie blaadjie toe gaan hoor, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So kan jy sien, wat was die purpose? Johannes die doper kom nie en hy sê, hy gaan julle sonde kom wegvat nie. Hy gee die hoofdoel van die koms van Jesus. En wat is die hoofdoel hier? Om julle te doop met sy gees en met vuur. Julle, kyk mooi. In die laaste lesings gaan ons by daai goed uitkom. Okay. So, daai woord vuur is eintlik streng gesproke ywer. Okay, passie. So krag. Alright, nou dan begin dit vir jou sin maak. Hy gaan jou doop met die Heilige Gees. Nou is daar 'n potlood en 'n pen. Okay? Daar's 'n en julle ons mis dit. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En daai kombinasie daar, ek dink dit is waar ons baie keer mistrap op dit. En dit is wat ons moet verstaan. En ek hoop ons gaan daarby uitkom as ek net eendag kan klaar kry. Okay, so, maar ons gaan daarby uitkom. So kom ons gaan kyk. Lukas verhaal
in Johannes, in Handelinge 1 vers 4, sê hy die volgende. En toe hy nog, dus Jesus nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op wat? Op die belofte van die Vader wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Wanneer sê Jesus hierdie woorde? Hy sê dit toe hy nog in die lewe was. Okay? Met ander woorde, hy was nou nog in die lewe, maar hy sê dit voordat hy gekruisig is, dat ek eerder so sê. Want nou verstaan iemand my verkeerd, as dit hulle WhatsApp, ek sê hy lewe nie. Okay. So, die sinsnede, nie lank na hierdie dae nie, het in vervulling getree 10 dae nadat Jesus dit gesê het, en wel op die dag van Pinkster. Okay. So julle sal onthou, na die hemelvaart, of na die opstanding uit die dode, het 40 dae verloop, tussen die hemelvaart. Dan is daar 10 dae, net voor die hemelvaart, ons het vanmôre baie kwaai daarop stil gestaan, sê die Here, julle moet disippels gaan maak, julle moet mense gaan doop en al daai dinge, en dan gaan vaar hy op in die hemel. Maar dan verloop daar 10 dae, maar dan sê hy vir hulle, voordat julle gaan wag, totdat julle aangedoen is, met krag uit die hoogte. Dan draai hulle om van Galilea af, en Jesus begelei hulle na die Olyfberg toe. En daar op die Olyfberg kom die Here Jesus en hy groet hulle en hy vaar op in die hemel. Okay? So dit is die verloop van gebeure daar. Nou kom Lukas en hy beskryf daai gebeure en hy sê: Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Hoe lank is daai dae? 10 dae. Okay? 10 dae het in vervulling gekom, en julle moet weet, daai is eintlik 'n Ou Testamentiese vervulling, né? En dit staan in Levitikus 23, of iewers te daar, wil nie tyd daarmee mors nie, maar net terwille van julle, het julle my nou net kans gee hierso. Ja, ek het nie my reg van 'n Bybel, dit is 'n ander Bybel om my af te lees saam. Okay, maar julle kan maar net gaan lees hierso in Levitikus. Ja, ek het dit nou nie in hierdie Bybel gemerk. Jy sien, as die Bybel gemerk is, kry jy dadelik. Ek wil nou nie tyd mors om dit te soek. Ek sal dit kry, dit is Levitikus 21, 22 en 23. So julle kan maar gaan kyk daar. Dit is waar hy die belofte maak. En hy praat van 50 dae. Okay? So, en dan sal hulle 'n nuwe gerf beweeg. Die eersteling van die oes. So, wat interessant is, dat die doping met die Heilige Gees op die dag van Pinkster was die eersteling gerwe wat beweeg het voor die Here. Dis 23:15. Is dit 23:15? Okay, het jy maar gemerk daar? Ja. Prys die Here. Dit is nie voordat dit deur gegaan ja. Okay, daar het julle om nou 23:15. Maak maar 'n merk daar. Ek sal nie die Bybel merk nie maar. Okay. Wat lees hom 'n bietjie asseblief aangesien jy het. Gaan dit in Engels wees? And you shall count for yourselves from the day after the Sabbath, from the day that you brought the sheaf of the wave offering. 7 Sabbaths shall be completed. Count 50 days to the day after the 7th Sabbath, then you shall offer a new grain offering to the Lord. Okay, so 7 weke, volle weke, hoeveel is dit? 49 dae. En dan sê hy in 1 dag daarna, so hoeveel dae kry jy? 50 dae. En op die 50ste dag, toe beweeg die Gees die offer. Ja. Verstaan jy? Dus die eersteling van mense, wat oor al die eeue heen van Adam en Eva af, weer eens, ek praat nie van individue soos die profete en daai ouens nie, ek praat van op 'n kollektiewe manier, of 'n korporatiewe ding, kollektief dink ek is die regte woord daarvoor. Met ander woorde, kerkwyd, waar hulle gevul word met die krag van die Gees van die Here. Terug in die tuin van Eden, as jy mooi daaraan dink. Okay? Met die krag van God, wat deur jou werk. En hier staan hulle op, en hulle praat in ander tale, en die Gees kom in 4 tonge, en hy kom op hulle neer, en buiten dit sien hulle praat, en hulle hoor die mense praat in ander tale, en al die Jode wat daar teenwoordig is, hoor dat hulle van verskillende stede en plekke afgekom, en hulle hoor hulle in die tale praat, en sê, maar wat gaan hier aan? En dan is daar nog 'n wind wat waai ook, 'n warrelwind wat eenvoudig net homself verdeel, en op elkeen gaan sit. Julle, ek het eintyd baie jare terug, toe ons nog bandjies opname gemaak het van die prediking,
ek was daar iewers 'n klein Pinksterkerk iewers in Suid-Afrika, ek kan nie onthou waar dit was nie. Waar hulle in die ou konsep van hulle aanbidding, jy weet, die ou koortjies wat ons daai tyd gesing het daai mense net 'n koortjie begin sing en hulle was so diep ingebid in die gees van die Here in, dat terwyl hulle sing, dan hoor jy op hierdie band, hoe kom maar die engele koor saam met hulle. Jy hoor op hierdie band, hier kom 'n ander klankie deur, dit is die hoogste note, maar in 'n presiese, perfekte harmonie. En dan die volgende oomblik, dan hoor jy die gesuis van die wind binne in daai kerk. En dit was op 'n bandjie wat hulle opgeneem het vir die prediking van daai dag. So dit is nie 'n gefeite ding nie, en waar die Heilige Gees werk in daai hele diens, die teenwoordigheid van die Here net, dat die mense op hulle aangesig val en God aanbid, net daar vir daai hele diens lank, in die teenwoordigheid van die Here. Julle sal dit nie lekker wees as die Gees so weer begin werk in ons midde nie. En dit is wat ons moet eintlik moet bid en moet uitsien. So, en toe hulle die dag van Pinkster aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. So kan jy sien, hier's 'n sleutel. Dan moet 'n eendragtigheid onder die kinders van God wees. Want God het gesê, Jesus het hulle gesê, gaan wag, totdat julle aangedoen is. Nou is hulle in daai vertrek, hulle is eendragtig by mekaar. En daar kom skielik, hoe kom die Heilige Gees? Skielik. Uit die hemel, 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis vervul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So die belofte van God is nagekom wanneer? Op die dag van Pinkster. Julle Professor Stander, Dr. H.F. Stander van Universiteit van Pretoria, hy was die hoof van die fakulteit teologie vir baie jare aan die Griekse kant het hy die ouens geonderrig. Hy het sy doktorsgraad gaan doen in die eerste 4 eeue na Christus met een uitsluitlike doel. Het die gawes van die Heilige Gees opgehou of het dit nie opgehou? Ons gaan vandaag goed hier raak, dan gaan julle dit sien. Wat het hy in die eerste 4 eeue opgetel in sy Griekse agtergrond wat hy 'n doktorsgraad in gehad het? Okay, so dit was nogal vir my fenomenaal. Okay, so ons gaan dit later sien. Die belofte van die Vader is nagekom op die dag van Pinkster, Handelinge 2 vers 16. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. Nou is Petrus aan die woord, die Heilige Gees het gekom, die mense is verward, hulle weet nie wat aangaan nie, hulle hoor die tale, hulle sien die wind, hulle sien die vuur. Klomp mense sê hulle is dronk van wyn, maar daar's 'n klomp ouens wat vassteek en sê wat gaan nie aan. En in die laaste dae, hoeveel? Wat beteken dae? Meer as 1 dag. Okay, nou wil ek sommer net vir julle 'n skrifgie gee en daarvoor hoef julle my nou nie te betaal nie, dis ook gratis vanaand, hoor. 1 dag is soos 1000 jaar in God se oë. En 1000 jaar soos 1 dag. Nou as ek daai konsep vat en ek sê dae, dan is dit meer as 1 dag. So met ander woorde, kan dit 2 dae wees? Ja. Kan 2 dae 2000 jaar wees? Ja. So met ander woorde, jy moet nie hierdie pampoen vat wat 'n ou na jou te rol en vir jou sê, hoor jy die Heilige Gees het opgehou nie, hy werk nie meer soos hy is eenmal uitgestort en jy het hom, dis of jy nou jy tot geloof kom het die Gees nie. Okay. So dit moet jy verstaan vanaand. So in die laaste dae sal God sy Gees uitstort. So die Heilige Gees uitstorting het nie iewers langs die pad opgehou, want daar's baie sieninge daaroor en ons gaan hopelik iewers te gaan ons daaroor praat. Ek weet nie of ek dit in hierdie lesings vervat het. Partykeer raak ek 'n bietjie mekaar tussen die vorige lesings en hierdie lesings, want weet ek het al so baie goed geskryf op hierdie goed. Maar jy moet dit verstaan. Dis vir jou beskoring. Vir elkeen wat dit wil hê, dis jou belofte. Jy moet daai pakkie gaan vat en die Here sê baie dankie hiervoor, ek vat dit. Julle, ek bid vir ouwe saam in die alweer was, ek lê my hande op hom. Ek sê vir hom, dit is jou belofte. Hy sê baie dankie Here, ek aanvaar hierdie belofte. Voeks daar praat in 'n taal. Net so. Ek dink, liewe Here, ek moes gespoeg en gesweet het daai aand tot watter tyd in die aand en ek moes 6 maande gebid en gevas het, Here, laat ek net die Heilige en hier kom hierdie aan my pad. Here, sê jou probleem. Ek het jou die pakkie gegee en dit was jy het onder jou bed gaan sit.
Want hoekom? Jy wil mos nou eers heeltemal dink, jy moet nou heeltemal reg wees, jy mag nie dit doen nie, jy moenie 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 dit. As jy gaan wag tot al die moenies in jou lewe verby is, gaan jy jou nooit laat doop in die eerste plek nie, en jy gaan nooit gevul word met die Heilige Gees nie, want daai moenies gaan altyd daar wees. Want glo my vry, ons eet te veel, en dis 'n sonde. Ons drink te veel koffie, en dit kan ook verkeerd wees. Ons gee oor aan allerhande goed, en dit kan verkeerd. Ons raak kwaad vir die paaie, vir die mense op die paaie, ons raak kwaad vir die politiek in die land, ons, al die dinge julle, verstaan jy, so wanneer gaan jy reg wees? God het nie gekom vir perfekte mense nie. En dis altyd vir my so mooi as om Angus het sê. God het gekom vir gelowige mense. So, hy soek nie 'n perfekte persoon nie. Daarom het Jesus gekom, hy was perfek. Om jou onperfektheid te bedek. Hy soek gelowige mense. Mense wat oorgee. Maar, hoor my mooi. Jaag die heiligmaking na. Waar sonder, wat sê die skrif? Niemand die Here sal sien. So met ander woorde, ek en jy moet heiligmaking nastrewe met alles in my lewe. Hoekom? Want God se woord sê, word heilig, want God is heilig. En sonde kontamineer my vlees. Dit kontamineer my gees, want is in my vlees. So ons moet die sonde in ons vleeslike lewe oorwin. Wat sê God vir Kain? Die sonde lê en loer vir jou. Maar jy, nie die pastoor nie, nie jou vrou nie, nie jou ma en pa nie, nie jou man nie, jy moet daaroor have dominion. Jy moet heers. So ons kan nie die verskoning bly gee en sê, hoor die ag nee, ou vlees is so swak, bring hy sondetjie nader nie. Okay? Die sonde begin hier. Die feit is tussen die ore. En dis waar kom het oorwin. En dis wat ek nou gesê, dis nie so maklik nie. Daarom sê Jakobus, Romeine sê, kan ons volharding sonder sy nie stel aan. Ja, laat die sonde, hy sê, laat die genade meer kan word. Maar Jakobus sê, wat wil Jakobus gesê het? Hy het 'n ander ding uitgesê. Okay, ek gaan nou hoor wat Jakobus sê, hy gaan nou met my praat. Hy het 'n selfoon daarbo, hy gaan my nou bel, sy lei met julle weer is hy. Jakobus sê, ek onthou dit nou, weer staan die duiwel. Nie veg die duiwel nie. Daar's 'n verskil. Want Jesus het hom klaar oorwin. Paulus kom op 'n plek en hy sê hy hoort onder jou voete. Nou wat beteken dit? Jy's in 'n posisie van oorwinning. So die sonde wat ons doen is die vlees wat ons toelaat. En ek moet oor my vlees heers. Want alles sê Paulus, hoop is hy wat dit sê, wat oor jou heers, daarvan het jy 'n slaaf geword. So enigiets wat jou roer, kwaad praat, skinder, aggressie, hiermeer, te veel dop, sigarette, wat jou pakkie, al hierdie goed wat oor jou heers, is omdat jy toelaat dat dit oor jou heers. Ons moet oorwinning daaroor vat. Want dis die goed wat skeiding maak, wat ons, want onthou, die Heilige Gees is heilig. En God is heilig. Dit bedroef die Heilige Gees. En dit beperk my en jou, omdat ons van vrymoedigheid ontneem word, deur die kennelike dinge wat ons ken, wat ons weet het verkeerd is. Want glo my vry, die oomblik as ons aanjaag, en ek weet julle doen dit nie, dis net ek wat dit doen, maar die oomblik wanneer ons aanjaag, en skielik, kom hulle na jou toe en sê, hoor hierso, ek het hierdie sieke, asseblief, wil jy nie vir hom bid nie. Maar nou net 'n halfuur terug, het ek my toys uit die kot uitgegooi.
want ek het my vererg vir die mense by die stadsraad, wat nie my krag kom regmaak nie, okay? Of ek het in die bank gestaan en net toe ek lank in die ry staan, net toe daar's net 2 kassiere, net toe ek omtrent voor is, by die tweede laaste een, toe maak die kassier, wat ek nou volgende heen moet gaan, toe sit sy 'n bordjie op closed. Okay? Of die kassier by Pick n Pay, nou staan met jou hele trolley daar. Dan raak jy opgewonde daaroor. Okay? Nou wanneer hierdie goed gebeur, skielik gebeur daar net iets, nou bring hulle 'n siek in jou toe. Ekskuus, daar is nie 'n vliegtuig, dis 'n bakkie. Scan is 'n pa wat hom terugbring, hier na 'n ander pa toe. So hoor nou mooi, ek en jy moet oorwinning vat oor hierdie goed. Ons moet seker maak, dat ek die sonde in my lewe oorwin. Dis kom die Heilige Gees daar is, om jou te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dis sy funksie. So hy gaan jou oortuig, hy gaan jou toebedeel met krag, hy gaan jou help. Ek en jy het nie die krag nie, maar die feit is hier. Dis hoekom my ore so groot is, ek buig hulle altyd voor die spieël, dan maak ek so en sê ek die feit is hier. Okay? Tussen die kop, hier in die ore. Dis waar die geveg is julle. So, wat ek hoor, wat ek spreek, wat ek sien, my 5 sintuie, wat ek waarneem, en wat ek doen. So ek moet daaroor oorwinning vat. En daaroor het jy die krag van die Heilige Gees in jou lewe nodig. Want jy gaan dit nie reg kry op jou eie krag nie. Want hierdie vlees wil hom nie onderwerp aan die Gees mens nie. Okay. So kom ons kyk wat staan hier so verder. En toe die dag van Pinkster aanbreek, was hulle almal eendragtig by mekaar en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur en hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale. Die belofte van die Vader is nagekom op die Pinksterdag. Handelinge 2 sê, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die laaste dae, spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jongelinge sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ons het nou na die skrif na gekyk. In vers 33 gaan hy voort. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. So met ander woorde, hierdie krag waarop hulle moes wag, die doop met die Heilige Gees, was dit sigbaar of was dit onsigbaar? Was dit hoorbaar of was dit onhoorbaar? Hoorbaar. Okay. Is die belofte van die Heilige Gees steeds van vandag? Want dis die vraag wat ons moet antwoord. Op Pinksterdag spreek Petrus die menigte toe wat saamgestroom het om hierdie wonderlike getuienis te aanskou. En verklaar dat dit wat hulle hier sien en hoor die vervulling van die profesie van Joël is. Nou baie Christene glo vandag dat die vervulling van hierdie belofte slegs sien op die vroeë kerk en dat dit nie bedoel is vir die moderne tyd waarin ek en jy lewe nie. Dit wat op Pinksterdag plaasgevind het, was die totale vervulling en dit hoef nie vandag in die lewe van die individuele gelowiges herhaal te word nie. Daar's 'n redenasie wat hulle sê, dat dis uitgestort, dis afgehandel, en God het dit op hierdie unieke manier gedoen, om die kerk van daaraf te launch. Met ander woorde, sodat dit 'n sigbare krag was, wat plaasgevind het, om die kerk 'n hupstoot te gee, om sy voete te vind. Nou gaan ons bietjie oor na wat sê professor Stander. Dr. H.W. Stander skryf in sy boek, Die besondere gawes van die Heilige Gees in die eerste 4 eeue na Christus, op bladsy 7 die volgende woorde. Die groot strydvraag is telkens of die bonatuurlike gawes van die Heilige Gees net bedoel was vir die tyd van die Nuwe Testament of ook vir die moderne eer daarna. Nou moet julle onthou, hierdie man is 'n gereformeerde predikant. So hy kom vanuit 'n milieu uit waar die
NG Kerk, want hy was 'n NG dominee, nie die uiterlike storting van die Heilige Gees in glo soos ons daarin glo in die Pinksterwêreld nie, as ek dit nou vir julle so kan gee. Toe doen hy sy doktorsgraad in Grieks en hy gaan doen sy doktorsgraad op hierdie vraag wat hy hier vra. Is die Heilige Gees uitstorting net vir die Nuwe Testamentiese era of is dit ook vir ons vir vandag? Nou kom ons gaan kyk wat sê hy hierso. Dit gebeur dan ook dikwels, en hierdie is 'n kwaaiestelling, dat mense met 'n wyd uiteenlopende oortuigings almal aanvoer dat hulle onderskeie standpunte ook deur die kerk van die eerste 4 eeue gehuldig is. So wat het hy gaan doen? Hy het gaan kyk na verskillende sieninge in die moderne era, hy het boeke gaan kry op die rakke, en hy het gevind binne die skrywers van daardie boeke, dat die skrywers maak 'n stelling, dat die Heilige Gees is nie meer vandag in dieselfde formaat werksaam as wat dit was in die Nuwe Testamentiese era nie. En hy sê hierso, dan maak hulle aanhalings en sê dat die vroeë kerkvaders hulle standpunt ondersteun. So dit is wat hy sê. Nou julle, dit is 'n kragtige stelling wat hy hier maak, ek gaan julle nou sê hoekom. So hy sê, hulle staaf hulle standpunt met wat hulle uit die vroeë geskiedenis van die kerk gaan haal het. En nou gaan kyk hy na, wat sê hy standpunt, en hoor wat sê hy verder. Hy sê, wyd uiteenlopende oortuigings almal aanvoer dat hulle onderskeie standpunte ook deur die kerk van die eerste 4 eeue na Christus gehuldig is. Daarmee wil hulle dan gesag aan hulle standpunt gee. So hulle gebruik die kerkvaders van oud se woorde om hulle standpunt 'n hupstoot te gee, né? Dis wat hy daar sê, om hulle te versterk, met ander woorde om hy geveg te wen. Dis egter opmerklik dat diegene wat hulle so graag op die kerk van die eerste 4 eeue na Christus beroep, dikwels nie eers die moeite doen om te gaan vasstel wat werklik deur die vroeë Christelike kerk geleer is nie. So wat sê hy, wat doen hulle? Hulle vat 'n stelling wat hulle iewers gelees het, iemand het daai stelling gemaak, en hulle gryp daai ou se stelling, en hulle publiseer dit in hulle boek, en hulle sit die verwysing van daai persoon af, maar hulle doen nie die moeite om self te gaan kyk, wat is in die eerste 4 eeue self gesê daaroor nie. Okay, hoor julle dit? Want hoekom? Almal het nie daai akademiese autoriteit om daai geskrifte te gaan navolg nie. Almal het dit nie. So daarom gebeur dit nie. En hy vat hulle hierop aan. Nou sê hy hierso. Dikwels nie die eerste moeite doen om vas te gaan stel wat die vroeë Christelike kerk geleer het nie. Ander kere word daar net eenvoudig een of ander uitspraak uit die eerste 4 eeue uit konteks geruk en dan daarmee op loop gegaan. Dit het tot gevolg dat moderne boeke vol is van botsende uitsprake oor die vroeë kerk se houding teenoor die bonatuurlike gawes van die Heilige Gees. En julle, dis hierdie ou wat dit skryf, Dominee se geleerde perd. Professor Stander verwys verder op bladsy 10 tot 13 na 9 algemene sieninge wat gehuldig word met betrekking tot hierdie aangeleentheid. En dit is belangrik om hierdie goed te weet, want iewerster in hierdie 9 sieninge wat jy hier sien, of hierdie 9 algemene standpunte, gaan jy kyk, weet, wat glo jou kerk of wat glo jy? Jy gaan jouself daarin kan identifiseer, want iewerster binne dit is ek en jy toegerus. Okay. So kom ons kyk wat sê die eerste ou. Die gawes het opgehou om te bestaan, selfs nog voor die einde van die Nuwe Testamentiese tyd. En wie is die ou wat dit sê? Sy naam is Hoekema. Okay. So wat sê hy? Gawes opgehou, voor die Nuwe Testamentiese tyd verby is. Die tweede ou. Die gawes het opgehou om te bestaan aan die einde van die apostoliese tye. Die katekisasieboek van die Nederduits Gereformeerde Kerk. So, hier haal hy die NG Kerk se katekisasieboek aan wat hy self 'n deel van is. 1954 bladsy 327. En julle, ek het 'n katekisasieboek uit gaan kyk, dit staan presies net so daar. Okay. Myne is nog blou. Jy kry 'n ouer een ook. Die derde een. Die gawes het tot 'n einde gekom toe die apostels gesterf het. Hoeveel sê dit? So kan jy sien, jy sal klaar 3 verskillende benaderinge rondom die Heilige Gees. Die vierde een.
Die gawes het opgehou om te bestaan nadat die apostels en hulle volgelinge gesterf het. Dit sê Paulus. Met ander woorde, toe al die apostels dood is, Paulus hulle en Johannes hulle, want Johannes het die langste gelewe toe hy dood is, verby, klaar. Die 5de een. Die gawes het tot 'n einde gekom teen die middel of die einde van die 2de eeu. En dit is Hamill en Kerr en Campbell. En hierdie is 3 baie belangrike ouens, want jy kry hulle baie keer in verwysings, veral in ons era sien jy daai 3 name kom baie keer saam, want hulle het baie boeke geskryf daai ouens, is baie teoloog gewees. So die gawes het ten einde gekom teen die middel of teen die einde van die 2de eeu na Christus. Die 6de punt. Die gawes het doodgeloop in die jaar 381 na Christus, en dis Houston. Hoe piek hy 'n jaar? 381. Kom nie 380 of 381. Ja, want 381, moet julle onthou, daar was 2 konsilies, 2 werkesrade wat gehou was. Die een was gehou in koning Konstantyn se tyd, hy het tot bekering gekom. Toe trek hy 300 van hierdie klomp biskoppe bymekaar en hy sê vir hulle, okay, daar's 'n lering wat uitgaan dat Jesus nie God is nie. Julle sal onthou, na eerste goed het ek daai goed hanteer. Hulle noem dit Arianisme en hulle moet daai saak ondersoek. So die hoof aangeleentheid, die hoofpunt op die agenda in 332 na Christus in die konsilie van Konstantyn was Arianisme wat gegaan het oor Jesus is nie God nie, Jesus is net die seun van God. Okay. So dit is waaroor dit gegaan het. En toe het hulle letterlik vir 'n hele maand bymekaar gekom en daai saak, ek dink vir 3 maande om daai saak te bespreek. So toe kom daar 30 jaar daarna kom daar 'n ander konsilie, 'n ander werkesraad en hulle noem dit die konsilie van Konstantyn. So toe die eerste koning sterwe wat hierdie goed in 332 aangevoer het, Konstantyn, toe neem Konstantinopel by hom oor. Nie Konstantyn, Konstantinopel. En in 381 toe kry hy die mense bymekaar om letterlik die 3-eenheid en die eenheidsouens van mekaar te skei. En hierdie Houston verwys na dit toe. Want Houston se sentiment het gelê by die eenheidsouens. En hy sê dat in 381 het verval in die kerk finaal gekom en die Heilige Gees. So, verstaan jy, so hierdie ouens kyk spesifiek na eras. Okay. Het julle dit so? Die gawes het periodiek, die volgende ou, die gawes het periodiek deur die eeue heen hul verskyning gemaak, en dis daai Parmentier wat dit sê. Die volgende is, die gawes het deur al die eeue heen beoefen, Hunter en Stefano. Die laaste een is, die gawes het tot 'n einde gekom, kort na die Nuwe Testamentiese tye, maar weer in die 20ste eeu op die toneel verskyn Jonker. En nou julle, hy praat hierso van die herlewings wat ek en jy ken, soos Azusa Straat en daai goed wat by ons bekend is vandag. So kan jy sien, nou dink bietjie vir jouself, jy sit nou hier met 'n wêreldling en hy vra jy nou iets oor die Heilige Gees. En jy haal hierdie 9 goed vir hom uit en jy sê, okay, hier is die 9 sieninge van die kerk. Wat gaan hy vir jou sê? Hy gaan vir jou sê, julle is super die mekaar. Okay? So kan jy sien dat hierdie verskillende sieninge bring eintlik verwardheid binne die kerk met betrekking tot hierdie konsep van die Heilige Gees. En dit is belangrik dat ons 'n bietjie clarification, wat ons duidelikheid kry oor hierdie goed. Nou julle, ek het hierdie goed baie nagevors en gekyk daarna. Ek wil vir julle sê, hierdie is een van die moeilikste onderwerpe in die Bybel. Want daar's baie diepte hierin wat 'n mens het nie die antwoorde vir al dit. Dis amper soos die eindtyd. Okay, daar's goed wat jy nie altyd kan verstaan, wat jy altyd deel. Daar's baie sulke goed. Onthou Paulus, ons ken net ten dele, maar eendag sal ons die volmaakte ken. Dis soos die goed in die Godheid. Die ene sê so, hy vat 'n skrif, ek vat dieselfde skrif, hy sê so, ek sê so. So wie is nou reg en wie is verkeerd? Dit hang op jou invalshoek weer, né? Jy onthou ek het baie daarop tyd gespandeer. So kom ons gaan kyk wat staan hier verder. Uit die bogenoemde siening is dit duidelik dat daar wyd uiteenlopende opinies oor die besondere gawes van die Heilige Gees is, wat dit noodsaaklik maak om uit God se woord vas te stel wat die waarheid is
Dit is ook noodsaaklik om te sien wat die navorsing van professor Stander opgelewer het met betrekking tot die geskrifte van die vroeë kerk in die eerste 4 eeue na Christus. Onthou wat het hy gedoen? Hy het nou gegaan en hy het letterlik gaan kyk, wat sê hierdie geskrifte waarna mense verwys? Hy het sy totale studiewerk op sy doktoraat het hy daaroor gedoen, en hierdie boek waarna ek hier verwys is 'n populêre, jy sal miskien dalk meer help hier, wat noem hulle dit, 'n populêre, hulle noem dit een van 'n populêre geskrif of 'n ding. Dit is 'n opsomming van die doktersgraad. So dit is waaroor dit gaan. Want die doktersgraad, julle weet self, baie goed is so tegnies, beteken 'n sulke dik dokument, jy kan daai ding nie deurlees en verstaan wat daar aangaan nie. Jy moet 'n redelike fris teoloog wees om dit te kan doen, wat hulle verwys in Grieks en al daai goed, wat ek en jy nie gaan verstaan nie. So hy het daai goed in 'n populêre boekie saamgestel en dit uitgedeel, en ek was bevoorreg om in die AME saam met hierdie ou te wees, nadat die Here gebid het, toe kom op die televisie gesê en sê ek wil hierdie ou ontmoet. Toe werk die Here dit, ek en hy 'n kamp saam doen, en dit het net eenvoudig gebeur, en ek het dit nie eens, toe by die kamp kom, ek, in ons jare, julle weet ons het 2 jaar diensplig gedoen, ons het 'n roggame gehad. Ja, en 720 dae kampe, ja. Nog 2 jaar. Ja. Okay. So, as jy hierdie kleerhare het, ja, is daai suffering waardeur jy gaan het in hierdie land, okay? Ja. So, groot stryd. En ek doen een van daai kampe en ek hoor die sersant wat daar is, hy sit so op die kant van die bed en hy sê, ek weet nie wat sê hy, ek sê van wie is die kampkommandant, dat ek weet wie is die kommandant van hierdie kamp. Hy sê nee, dit is die dominee Stander. Hy sê eintlik skool, is kommandant Stander sê hy vir my. Hy sê maar hy is een of ander predikant. Ek sê wat? Ek sê is dit daai Stander? Hy sê nee, ek weet nie, maar ek weet sy van 'n Stander. En ek staan net daarop. Dis hom wat ek sê. En ek loop in daai kantoor in. En ek kyk deur waar sit hierdie ou hierso en ek sien hier is 'n ou in die kantoor en ek sien hy is 'n kommandant en ek sien okay, dit moet hy wees en ek klop in daai deur en ek sê verskoon my, kan ek asseblief inkom kommandant, en ek sal die Here om en ek stap na hom toe. Hy sê waarmee kan ek help? Ek sê is jy daai Stander? Hy sê ja. Ek sê ek het jou op die televisie gesien en daai aand het ek vir God gesê ek wil jou ontmoet. Hy sit daar, hy sit so terug. Hy sê hoekom? Ek sê want die 2 boeke wat jy geskryf het rondom die doop en die Heilige Gees is presies in lyn met wat ek glo. Ek dink hy het my 50 boeke verniet gegee wat ek by sy huis gaan afhaal het. En daar het ek en hy, dit is my lekkerste kamp, want toe kon ek geestelik kuier. Okay. Maar daar die Here vir my voorsien, hoekom? God het geweet ek gaan hierdie goed skryf. En hy het dit vir my gegee. In voorberei. Want wie van julle het al hierdie inligting gekry? Daai boekie van daai Stander, ek weet nie of hy op die rak is, ek weet nie of jy kan koop nie. Miskien is daar 'n baie meer omvattende boek nou op die rak. Maar in daai jare was dit nie, want toe het hy net sy doktersgraad. Hy was op die televisie, hy was die eerste ou wat sy doktersgraad in Grieks gekry het in Suid-Afrika. En dit het gemaak dat hy op die televisie gekom het. En laat onderhoud met hom voor dit is waar ek hom gesien het. So, okay, maar dis nou hy. Maar hy skryf die volgende goed hierso. So kom ons gaan kyk wat sê hy hierso. Ons kan dit met sekerheid sê omdat ons reeds gesien het. Nee, kom ek gaan net 'n bietjie terug. Uit die Bybel is dit duidelik dat die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag nie 'n eenmalige ondervinding is nie. So, as hulle sê dis 'n Nuwe Testamentiese era, dit kan ek verstaan, want dan is dit nie 'n eenmalige ondervinding nie, alhoewel daar ouens wat sê dit is 'n eenmalige ondervinding. Ons kan dit met sekerheid sê omdat ons reeds gesien het dat die Heilige Gees telkens na die eerste uitstorting op verskillende mense tydens die beginjare van die kerk uitgestort is. En daar gee ek vir jou al die skrifte, Handelinge 8, Handelinge 10, Handelinge 19. Petrus bevestig dit in Handelinge 11 in sy verweer waarom hy heidense mense gedoop het. En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval. Wat is die volgende woorde? Soos ook op ons. 14 jaar daarna sê Petrus, die Heilige Gees, ek het hulle vertel van Jesus en toe kom die Heilige Gees en hy val op hulle net soos op ons. Waar is die begin? Op die dag van Pinkster. So hulle dieselfde ervaring gehad, dieselfde manier het God daar gewerk soos wat hy daar in die begin gewerk het, né? Nou kyk net verder. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het soos aan ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan dat ek God kan verwerp?
hinder. Die Heilige Gees het op hierdie mense geval, soos ook op die eerste disippels aan die begin. Hulle is dus ook op dieselfde manier gevul met die Heilige Gees. Jy hoor wat hy staan daar, en hy bevestig dit van sy geskrifte. En hy verwys hier na 'n vroeë kerkvader met die naam van Irenaeus. 140 tot 160 na Christus. Hy sê hierso, daarom, en hy haal hom nou aan hoor, want dit is 'n geskrif wat hy het. Daarom hulle wat waarlik Jesus Christus se disippels is, ontvang genade van hom, en doen in sy naam wonderdade, tot voordeel van die res van die mense, soos wat elke een die gawe van hom ontvang het. So waarvan praat hy hier? Onthou, hy het hierdie goed direk getranslate, dus ek om dit so half snaaks in Afrikaans staan nie, nee. Om het vir ons nou sinvol te maak. Nou sê hy hierso, want sommige dryf waarlik en inderdaad duiwels uit, sodat dit dikwels gebeur, dat hulle wat van die bose geeste gereinig is, glo en in die gemeente opgeneem word. So, wonderdade vind plaas, duiwels word uitgedryf. Ander weer het voorkennis van dinge wat kom. Waarvan praat hy hier? Die profesie, die gawe van profesie, of die gawe van, daar was nog een, wat is die ander een? Wysheid, ja, kennis, maar daar is nog aan een, onderskeiding van gees. Okay. So, hier sê, want sommige dinge, want sommige dryf waarlik duiwels uit. Dus gaan hy hier nou sê, ander weer het voorkennis van dinge wat kom, en sien visioene, en uiter profetiese woorde. Hier sê hy sommer wat dit is. Andere genees die siekes, deur die, wat? Okay. Wat is hierdie pilaar se naam? Handoplegging. So, loop die pilaar met handoplegging gepaard met die uitstorting van die Heilige Gees, ja of nee? Hier sien jy dit sommer in 'n neutrale skrif, né? Nou gaan hy anders sê. Deur die oplegging van hande en maak hulle gesond, maar meer nog, soos ons reeds gesê het, selfs dooies is opgewek en het onder ons vir baie jare gebly. So, wat het hulle nog gedoen? Hulle die dooies lewendig. Nou julle, hoe het hulle dit reg gekry sonder die Heilige Gees? Dis maar net die Heilige Gees wat dit kan doen, hè? Irenaeus verduidelik verder. Hy sê daarom sê die apostel: ons spreek wysheid onder die volmaaktes en hy noem hulle volmaak wat die Gees van God ontvang het. So wat word jy as jy die Gees ontvang het? Volmaak, volgens hierdie ou. En deur die Gees in allerhande of in alle tale praat, soos hy self ook gepraat het. So hoor ons ook baie broeders in die gemeente wat profetiese gawes besit en in allerhande tale deur die Gees praat en die verborgde dinge van die mense ook te openbaar of tot openbaring te bring tot almal se voordeel. So kan jy sien waarvoor werk die gawes tot almal se voordeel. En ook lê hulle die geheimenisse van God uit. Die apostel noem hierdie broeders geestelikes. Nou julle, ons kyk na mense sê ons is 'n geestelike. Hier is 'n bietjie 'n ander kwalifikasie hierson, né? So hoe het hierdie geestelikes gelyk? Dooies opgewek, spreek in tale, doen al die gawes van die Heilige Gees. Hoe geestelik is ons? Okay. En hulle is geestelik omdat hulle deel het aan die Gees en nie omdat hulle vlees van hulle gestroop en weggeneem is nie. So wat sê hy in daai laaste gedeelte? Jy het nog steeds hierdie worstelstryd. Jy is nog steeds onderworpe aan hierdie liggaam. Dis nie mense wat iewers in 'n ander sfeer sweef nie. Hulle sit in hierdie bodies wat ek en jy insit. Hulle oorwin die duiwel. Okay. Hieruit is dit duidelik dat die gawes van die Heilige Gees steeds gedurende die eerste 2 eeue na Christus in werking was. 'n tweede kerkvader uit die vroeë eeue was Origenes. Hy het gedurende die 3de eeu na Christus geleef
en is 'n belangrike bron van verwysing vir enige dispuut oor kerkaangeleenthede. Professor Stander verwys na 'n passasie wat Origenes beweer dat die liefde van Christene vir God reeds so vroeg as die 3de eeu begin afplat het. Nou julle, hierdie is 'n belangrike feit. So, hierdie man sê, in die 3de eeu het hulle klaar hulle eerste liefde begin verlaat. Die liefde vir God het begin daal. Want onthou, die vervolging het opgehou in die 3de eeu en daai vuur en vlam van daai mense het begin kwyn. Want die koning van die Romeinse ryk het tot bekering gekom en reg aan die kerk gegee, om sy bestaansreg aan die kerk gegee. Dis waaroor dit gaan, okay. En dit is waarop hy nou staan. Uit sy skrywe blyk dit dat mense gedurende sy tyd God nie meer met soveel ywer en vuur gedien het nie. Met betrekking tot die Heilige Gees verklaar hy egter die volgende: en spore van daardie Heilige Gees wat in die vorm van 'n duif verskyn het, word nog steeds onder Christene gevind. Wat sê hy in die 3de eeu? Wat beteken spore van die Heilige Gees word nog steeds in daardie eeue gevind? Wat sê hy daarmee? Wat beteken spore van dit? Hier en daar. Yes. Die woord spore is, dit kom sporadies voor, maar dit is nog steeds daar. So kan jy sien, by wie lê die fout? By die mens of by God? By die mens. Want die belofte is vir almal. Hy sê, en vir julle wat daar ver is, en die wat die Here ons God na hom sal roep, vir julle en julle nageslag na julle, en hulle kinders en hulle kinders. So die belofte is vir almal wat dit wil hê. Die probleem is nie by God nie, die probleem lê by die mens. We gaan die ander sê. Met betrekking tot die Heilige Gees verklaar hy egter die volgende: en spore van die Heilige Gees wat in die vorm van 'n duif het deurgaans gebind, het plaasgevind. Christene dryf demone uit, voltrek baie genesings en hulle sien sekere dinge aangaande die toekoms ooreenkomstig die wil van die Here. So wat het in sy dae nog gebeur? Genesings, profeseë, die werking van die Gees van God in individuele mense, maar dit was sporadies. So wat impliseer hy? Dit was altyd baie, dit het algemeen voorgekom, maar nou kom dit nie meer algemeen voor nie. Hierdie woorde van Origenes was al baie verkeerdelik geïnterpreteer, deurdat hulle hierdeur probeer bewys dat daar slegs spore van die gawes voorgekom het, wat beteken dat dit besig was om uit te sterf. Professor Stander verwys egter na die feit dat die Griekse woord wat hier spore vir spore gebruik wat hier gebruik word, dui nie op 'n sporadiese voorkoms nie, maar dat die woord letterlik voetspoor beteken. Kan julle sien wat het julle nou hier gedoen? Die oomblik toe julle sê voetspore, toe kom die gedagte op, dit is sporadies, met ander woorde, dit is besig om op te hou. En dit is wat al die mense doen, wat hulle gryp daai stuk en dan sê hulle, kan julle sien, daar het begin ophou. En eventueel het dit opgehou. Nou sê hy, die woord wat daar gebruik word, sê nie sporadies nie. Die woord wat daar gebruik word, daar was altyd 'n duidelike spoor van dit reg deur die eeue heen. Okay, sien jy, dit maak 'n verskil, né, in jou interpretasie van dit. Okay. Nou gaan hy aanhou sê. Daar was dus deurgaans 'n voetspoor van die gawes van die Heilige Gees. Origenes bevestig dit met 'n ander skrywe waar hy sê: maar aan die begin toe Jesus nog op aarde die mense geleer het, is daar tekens van die Heilige Gees gesien en na sy hemelvaart selfs nog meer. Later het dit egter minder geword, maar daar is nou nog tekens van die Heilige Gees onder 'n paar wie se lewens gereinig is deur die woord en deur die dade ooreenkomstig die woord. So wie het die gawes beoefen? Die wat gereinig is deur die woord. So kan jy sien, wat is die sleutel hier? Hierdie mense, hoe nader jy aan God kom, hoe nader hulle aan God was,
hoe meer heilig hulle gelewe het, hoe meer afgesonderd hulle vir die Here was, hoe meer hulle self neergelê het in Christus in hulle lewe groter gemaak het die Heilige Gees konstant deur hulle gewerk. So waar lê ons probleem? Nie by die belofte nie. Die probleem lê, is die kerk vandag nog bereid om die prys te betaal? Want wat het gebeur in Azusa-straat? Die oomblik, toe 40 studente by 'n Bybelskool met die naam van Bethel, vir 3 maande lank, 24 uur uit 24 uur begin bid, vir die uitstorting van die Heilige Gees. Toe val die krag van God se Heilige Gees op die 1 Januarie 1900 op 'n vrou met die naam van Agnes. Sy was die een wat in daai slot gebid het en wat waarskynlik so ingebid was. Nou hulle het so gewerk. Jy mag nie loop as jou aflos nie gekom het nie. So hierdie slot van hulle het 'n slotte van 4 ure gehad om te bid. Nou kom ek en julle gaan bid 'n bietjie vir 4 ure. Kom aan. Kom ons gaan bid 'n bietjie vir 4 ure. Ek gaan nou pas so John bring, dan gaan julle kyk. En vir 'n nee. Dan gaan julle voel dit om 4 ure te bid. Dis 'n maklike ding. Okay. So tyd in gebed is onvervangbaar. Wat doen Jesus nadat hy die brood vir die mense gegee het en hulle hom koning wil kroon? Hy stuur hy skip in die water en hy sê gaan terug, ek sal julle kry aan die ander kant. Hy gaan na die berg toe en hy gaan bid. En toe hy op die berg is, toe sien hy dat die skip moeilik, die skytjie sukkel om te roei in die wind, want daar het 'n geweldige storm op die see gekom. En hy sit op die berg en hy sien dit. So, hoe het hy dit gesien? Dit was nog lig genoeg vir hom om dit te sien nadat hy op die berg geklim het. En hy stuur die mense huis toe. So, hoe laat was dit waarskynlik? Nog skemer. 7 uur, 7:30. Maar die Bybel sê, en in die 3de nagwaak. In die 3de nagwaak. Wanneer is dit? 2, 3 in die môre. Toe staan Jesus van die berg af op. En daai disippels is nog steeds in die water en hulle kan nie aan die ander kant uitkom nie want die storm is teen hulle. En gaan kyk, kom ons sê 8 uur, 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur, 6,5 ure. In God se teenwoordigheid. Wat gebeur? Van die berg af, kortpad, oor die water. Dat selfs die natuurkragte geen effek op hom het nie. Hoekom? Want hy heers in die Gees. Hy overrule die gees van die wet van die lewe, Romeine 1 vers 8, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Hy aktiveer die wet van die koninkryk, wat 'n groter wet is as die wet van die dood. En hy gebruik die wet van die lewe in Christus Jesus. Hy het nog steeds dieselfde vlees gehad. En die swaartekrag het geen effek op hom nie. En hy loop op by water. En die Bybel sê, en hy wou by die skei verbygaan. En toe hulle hom sien, toe skrik hulle roep uit en hulle dink is 'n spook. En hy dink, ag Here, ek is nou so lekker op hierdie water. En hy draai hom en hy stop en hy sê, moenie vrees nie, dit is ek. En Petrus sê, as dit U is, beveel my om op die water, om na U toe te kom. Nie op die water te loop nie, beveel my om na U toe te kom. En Jesus sê, kom. En op daai woord, oorkom hy swaartekrag. Klim hy die boot uit, deur sy geloof, en oorkom hy swaartekrag, en loop hy op die water. Maar die Bybel sê, toe hy om hom kyk, en hy sien die golf en die wind, toe wat gebeur? Toe werk swaartekrag. En hy sink soos 'n klip. Okay? En die Here Jesus gryp hom en hy rig hom op en hy sê, klein gelowige. So, die krag van die koninkryk kom deur 'n verhouding met God, kom met 'n soeke na die Here,
kom in heiligmaking, in 'n afgesonderde lewe. En hoe meer ek afgesonderd is vir God, hoe groter gaan die krag van die Gees van die Here deur my werk. En julle, dis waar ons, want wat is daai gelykenis van die saad? Die derde groepering van saad val tussen die onkruid. En wat doen die onkruid? Dit verdring die saad van God, sodat dit geen vrug dra nie. Ons is so besig met so baie dinge, dat ons eintlik die grootste bate in ons lewe misloop. So elke mens wat ek in my lewe ontmoet het, wat uitverkoop is aan die Here, jy sien die krag van God in hulle lewe. Jy sien hoe werk die Here deur hulle. En jy hoor die Gees van die Here. Jy ervaar dit in hulle teenwoordigheid. So hierso sien jy dat hierdie ou praat van die Heilige Gees, want die Heilige Gees wat op die mense goddelik, hy sê, maar daar is nou nog tekens van die Heilige Gees onder 'n paar wie se lewens gereinig is deur die woord en deur die dade ooreenkomstig die woord. Want die Heilige Gees wat die mense goddelik dissiplineer, sal wegvlug van bedrog en ook sal hy dwaase redenasies ontvlug. Ons moet daarop let dat Origenes nooit beweer dat die gawes op een of ander tyd gestop het nie, maar dat dit minder voorgekom het weens die ongeregtigheid van die mens self. Ons sien dus dat die gawe van die Heilige Gees ook in die 3de eeu na Christus voorgekom het. Tertullianus, hier is ons maat, wat die 3 eenheid geïmplementeer het. Hoor wat sê hy? Nou wat betref die geestesgawes. Ek is dit op grond van ek sê dit op grond van 'n beginsel wat ek as heeltemal korrek beskou, naamlik om te aanvaar dat die gawes van geen ander God kom as van een wat dit beloof het nie. Hoor dan nou hoe dat die profeet verklaar het dat die gawes deur Christus Gees sal word nadat hy in die hemel opgeneem is. Hy het opgevaar na die hoogte, en hier is hy skrif wat ek nou gekwoteer het. Hy het opgevaar na die hoogte, dit wil sê na die hemel. Hy het gevangenes gevange geneem, dit wil sê die dood of die menslike slawerny. Hy het die gawes aan die kinders van die mense gegee, dit wil sê geskenke wat ons charismata noem. En ook die volgende belofte van die Gees wat deur Joël gegee is reeds heeltemal vervul. In die laaste dae sal ek my Gees uitstort op alle vlees en julle seuns en dogters sal profeteer en ek sal op my diensknegte en diensmaagde van my Gees uitstort. So wat sê hierdie ou? Hy sê hierso, kom ons gaan net 'n bietjie verder. Ook het Christus in die laaste dae as die skatmeester van geestesgawes verskyn, soos die apostel sê, maar toe die tyd ryp was, het God sy seun gestuur en weer, omdat die tyd kort is. Met die aanvangswoorde van hierdie passasie is dit duidelik, dat Tertullianus verklaar dat daar gelowig is wat gawes besit, wat hul van God self ontvang het. So kan jy sien, al die kerkvaders van oud sê, die Heilige Gees gawes werk steeds. Hy sê op 'n ander plek die volgende woorde, daar is 'n suster by ons, hier is 'n suster by ons vanaand, ek hoop hulle is hier. Daar is 'n suster by ons, wat gawes van openbaring het. Sy kry hierdie openbaringe in die kerk, gedurende die plegtige godsdienstige verrigtinge, terwyl sy in ekstase deur die Heilige Gees meegevoer word. So kan jy sien dit op hierdie tannie, dat die Heilige Gees neem oor en almal sien dat sy is onder die krag van die Heilige Gees, né? Sy praat met die engele, soms selfs met die Here, en sy sien en hoor geheimsinnige dinge. Sy ken die harte van sommiges en sy gee genesing aan die wat dit verlang. Hieruit sien ons weer eens dat God nog nooit sy gawe laat ophou het nie, maar dat dit deurgangs voorgekom het in die vroeë kerk se bestaan. Julle tannie bid noudag vir Christa, terwyl sy siek was in daai tyd. Die volgende môre kom Christa by my en sy sê, weet jy, daai tannie het vir my kom bid. En sy het voor my gestaan en die teenwoordigheid van die Here was so radikaal en sy het net haar hand so op my bors gelê. Sy sê in die volgende oomblik toe voel ek hoe brand die krag van die Heilige Gees
deur daardie hande in my liggaam en in my hele liggaam begin ruk onbeheers, ek kan dit nie keer nie. Sy sê, laat ek lê van die aand, nou dit was die oggenddiens, sy sê, ek lê die aand in die bed, dat ek steeds, my liggaam steeds stril van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, van daai tanniese gebed. Is dit nie kwaai nie? So, dit is hoe die Here werk. En julle, ons het dit mos al baie in ons lewens gesien, wanneer die Gees van God so radikaal beweeg, dat die teenwoordigheid op 'n mens is, dat so 'n persoon amper die werk, sy liggaamlike vermoë prys gee, omdat die Gees van God net besit neem van daai persoon. En die Here net begin werk. Okay. So, hoor wat sê die volgende skrif. Die gawe van die Heilige Gees is ook vir die kerk vandag. So met ander woorde, hier het ons gesien dat die Heilige Gees het nooit opgehou nie. Indien ons die skrifte noukeurig ondersoek, dan sien ons dat die gawes van die Heilige Gees ook vir vandag is. Die belofte is bedoel vir die gelowiges na die eerste uitstorting. Nadat Petrus sy rede voltooi het en die skare diep in die hart getref is, het hulle vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen? Ok, daai skrif hier vanmôre ons het nou baie stil gestaan. Wat het die skare beoog met die vraag? Wat moet ons doen? Petrus se rede het Petrus se rede het grootliks gegaan oor die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees volgens die profeet Joël. In vers 33 praat hy weer van die belofte van die Heilige Gees wat Jesus uitgestort het, wat hulle so pas aanskou en gehoor het. Die skare het dit gesien en gehoor dat die belofte aan Jesus se disippels bewaarheid is, en aangesien hulle ook kinders van die belofte was, wou hulle weet wat hulle verhinder het om die belofte, wat hulle verhinder om die belofte te ontvang. Nou sê Petrus in vers 38, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word, hoe? In die naam van Jesus Christus. Hoekom? Tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. As hulle gehoorsaam is aan die woord, en ook disippels van Jesus deur geloof, woord en ook disippels van Jesus deur geloof geword het, is die belofte van die Heilige Gees ook vir hulle bedoel. Okay. So die belofte is vir alle geslagte bedoel. Dieselfde skrif vers 39. Want die belofte kom julle toe en julle kinders. So wat bedoel hy daarby? Hierdie is jou fisiese geslag. Die belofte van die Gees is nie net vir jou nie. Die belofte is ook vir jou kinders. So, wat moet ons strewe ten opsigte van ons kinders? Om hulle gevul te kry met die Heilige Gees. Maar kom ons wees eerlik, hoeveel tyd spandeer ons daarmee? Hoeveel doen ons dit? Ons kinders word groot binne die konsep van hierdie wêreld, maar ons spandeer nie, ons vat nie hierdie vers en sê, Here, hierdie is die belangrikste belofte in sy lewe, hierdie kind moet gevul word met die Heilige Gees krag nie. Weet julle, vir Here het ek op my knie gestaan vir my kinders en gebid en vir die Here gesê, Here, red my kinders, trek hulle nader aan U, red hulle Here, vul hulle met die Heilige Gees en gee vir hulle asseblief 'n geesvervulde vrou of 'n geesvervulde man. Want die oomblik wanneer jou kinders geesvervul is, dan is hulle in God se hand. Dan loop die Heilige Gees met hulle 'n pad. So ons moet bid en vertrou en vir die Here vra, kom vul ons kinders met die Heilige Gees van God, want die belofte kom julle toe en julle kinders. Nou sê dan, want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders. Kinders beteken nie net eie kinders nie, maar selfs jou kleinkinders en agterkleinkinders. Met ander woorde, Petrus verwys na hulle van die verste nageslag, al sou dit ook aan die einde van die eeue wees. Die vermelding van kinders dui op die toekoms, ook op ons wat vandag lewe. Petrus gaan voort in vers 39. Hy sê op julle kinders en almal wat daar ver is. Nou julle, die woord, hierdie sinnetjie kan tweeledige betekenis hê. Dit kan wees ver in die toekoms binne die konsep of konteks van jou geslag. Met ander woorde, dis jou kinders, hulle kinders, hulle kinders, hulle kinders, hulle kinders, of dit kan wees ver in die
vorm van tyd. Met ander woorde, in jare. So, hierdie belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, wat nog eendag sal inkom, wat my nog moet vind. So, vir wie is hierdie belofte? Eintlik vir al die eeue, vir almal van ons. Okay? Petrus sluit sy antwoord af met hierdie veelzeggende woorde. Die belofte kom julle toe, die wat die Here, onse God, na hom sal roep. Nou julle, daai woorde is, ek dink van al hierdie sinnetjies wat ek nou weer gelees het, seker die kragtigste sin. Hoekom? Want wat bedoel hy sinnetjie? Ons wil dit soek. Kom ek lees hier die skrif, dat julle my nou net hier reg optel. Aan almal wat daar ver is, dan gaan hy aan, die belofte kom julle toe, die wat die Here onse God na hom sal roep. Wat bedoel hy? As jy ons aan roep, ons sal jy dien. Dat in vraag. Dan Pierre, wat sê jy? Ek sien jy sê nee. As jy nie as jy gaan vra vir dat jy Almal sal geroep word. Daai skrif spreek van self. Onthou nou, vir wie is die Heilige Gees? Ons het nou gesien vir jou kinders, almal wat daar ver is, vir almal wat die Here onse God na hom sal roep. Is God in 2025 steeds besig om mense na hom te roep? Ja. Ek vra weer. Ja. Is God besig om in 2025 steeds mense na hom te roep? Ja. Seker. So wanneer eindig daai skrif? Wanneer die wederkoms kom. Ja. môre. Ja. Jou dagboek is seker. Julle weet dat die lewe reg, mens weet nie om wat dan. Ja, ek weet. Vandag gaan ander. Dit was 'n bomstelling, ek het dit nie geweet nie. Hoor dit maar nou eers hier. Maar vir iemand om dit te sê. Ja, kyk, die dag en die uur weet niemand nie, selfs nie die seun nie, maar die feit bly staan is, hy kan kom. So, ek het vir een van die pastore nou die dag wat hierdie ou so aangepat het gesê, hoor die my mooi verstaan nou maar. Wag eers tot die 25ste, as hy daar nie gekom het, dan kan jy hom aanvat. Okay, so die 25 is nou voor die deur. Die vraag is, weet 'n ou praat ligtelik oor die goed, is 'n ou gereed om te gaan? Ek glo daar gaan goed gebeur binnekort nou, ek weet dit, ek weet dat ek dit weet. Daar gaan iets gebeur. Maar ek glo dit is die aanvang van die 7 jaar. Want die oomblik as daar 'n verbond gesluit word om die tempel te bou, dan moet jy weet, dan kan jy count 7 jaar. Want dis wat Jesus sê. Weer met hom nie. Sê weer? Die tronk weet nie besig om wat jy moet bou nie. Onthou die hele Joodse raad maak nou besig, nou die fees wat voor lê die 25ste, dis waaroor dit gaan. Maar hulle sê nie, hulle gaan die tempel herbou dan nie. Maar hulle klaar die red heffers en al die Hulle is alle goed, ja, dit gaan daaroor, want daai trompette was net geblaas. En ek dink dat ek vandag na 'n ding gekyk, hulle sê dit is oor 3000 jaar was dit nog net 9 keer gebeur. Wanneer daar 'n perfekte rooi kalf geteel is. En hulle het hom nou. Ek het gesien hulle die laaste een afgekeer en hulle het 2 swart haartjies gekry, maar ek dink hy is daar. Onthou alles is gereed vir hulle om hy tempel te herbou. Want of hy tempel herbou gaan word, dis 'n ander debat. Want onthou, Christus is die volmaakte tempel. Hulle het hom verwerp. En geen dier se offer is meer geldig. So, wanneer diere geoffer gaan word vir hulle sonde, is dit 'n gruwel in God se oë. Dis kom die gruwel van die verwoesting sal op die vleuel van die tempel staan. Hoor dit ek sê? Ons klomp goed wat ons moet gaan kyk na. Ag, ja, ons gaan nou weg van die kos. Dis julle wat my so maak dat ek afdwaal. Okay. So, luister mooi. As ons klaar is, gaan ons daaroor. Ons gaan daaroor praat. Asseblief, pastoor, ons moet
Ek sal daaroor preek, dan kan julle almal kerk toe kom. Is dit nou na die 25? Ek gaan dit nie voor die 25ste kan doen nie. So obvious as hy nie gekom het nie. I'm going hoor. Dan moet julle maar piek wie gaan daai preek hoor. Ja, julle, wat 'n verskriklike dag gaan dit wees. Weet jy, ek kan my net indink op almal van ons. Watter vrees gaan dit wees as die trompet geskil in die hemel kom? Ja. Is ek reg? Is ek nie reg nie? Weet en daai ding maak my altyd bekommerd. Here, is ek reg om te gaan? Jy kan dit nie verdien nie, jy kan net glo in Christus. Maar 'n mens vra jou dieselfde vraag, die vraag af, Here, is ek gereed om te gaan? Want hoekom? As die regverdige nouliks gered word, hoeveel te meer die goddelose? Hy het vir jou gekom, maar ons moet in hom bly. Paulus sê, op die manier wat ek dit aan julle voorgehou het. So ons kan nie eendag vir hom leef en die volgende dag nie, dis hoe ek sê, ons moet op 'n plek kom, nader aan God. En dit gaan in hierdie tyd begin gebeur, julle. Daar gaan groter lewings kom, omdat die kerk nader aan die Here kom, en die kerk sien hierdie goed, hulle hoor hierdie goed. En dan gaan ons hierdie tydfase binne. En hoe lank dit nog is, weet ek nie. Maar die enigste tyd wanneer hierdie fees wat nou plaasvind, weer gaan plaasvind, is letterlik in 2032, en dis presies 7 jaar na nou. En dit gee presies die 7 jaar vervulling. Nou kom die redenasie, gaan die kerk weg wees, of gaan hy daar wees? Ja. Voor, middel of na. En dit is eintlik waar die klem verkeerd is. En dis presies wat nou gebeur het. Hulle oorbeklemtoon die wegraping, in plaas van om die verheerliking oor te beklemtoon. Want in die verheerliking sal jy weggeruk word. Verstaan jy? Maar wanneer? Voor, middel of na? So daar's 'n dispuut nou. Want die ouens sê voor, die ouens sê die middel, die ouens sê na. Dani sê voor, nou 25 dae. Maar dit is nog klomp goed wat ek kan sien in Jesus se woorde wat in vervulling moet kom. Wat nog nie daar is wat ek nie sien nie, maar dit kan oornag gebeur. Okay. So en dit is die goed waarop ons moet voorberei wees. So ek sal julle maar sê wanneer ek daaroor gaan preek, julle kan ons die gemeente wys, die gemeente WhatsApp dophou. As jou naam nie op die gemeente WhatsApp is nie, jy wil hom daarop sit, dan kan jy op my sê, dan kan ek hom daarop sit. Alright, maar net nie nou nie. Die belofte van die Heilige Gees, my tyd hardloop uit. Dis vir alle geslagte en almal wat daar ver is. Dan volgens Efesiërs 2:13 die wat dan die heidene beteken. Ook kan dit op geografiese afstand wys, ver van Jerusalem tot aan die eindes van die aarde, of dit kan geslagtelik gewys word met betrekking tot heidene wat ver van God af is. Dit kan ook verwys na die verre toekoms tot aan die einde van tyd. Vandag is dus duidelik daarby ingesluit. Petrus sluit sy antwoord af met hierdie veelzeggende woorde, die belofte kom julle toe, en die wat die Here onze God na hom sal roep. Dit spreek ondubbelsinnig van alle mense, van alle eeue, totdat God sal besluit om nie meer mense na hom te roep. En wanneer gaan dit gebeur? Wanneer die genade deur van God toemaak. Onthou, ons is in die genadebedeling. Alle geroepenes, alle uitverkorenes, alle kinders van God wat gelewe het en nog sal lewe tot by die wederkoms van Christus. Dit is wat ons moet verkondig, die wederkoms van Christus. Word dus ingesluit in die belofte. Dit kom julle toe. U is ook daarby ingesluit. Hier is te veel u sien nie, julle is daarby ingesluit, okay? So, hoor nou mooi. Dit kom julle toe. Jesus Christus is gister, vandag, dieselfde tot in alle ewigheid. As Jesus nie meer vandag die doper van die Heilige Gees is nie, dan moes hy langs die pad van die eeue sedert Pinksterdag verander het, en die onfeilbare skrif verklaar dat hy nooit kan verander. In die belofte van die Heilige Gees ook vandag 'n duidelike antwoord ja.
Die belofte van die Heilige Gees is dus ongetwyfeld vir vandag en word nog steeds uitgestort op Jesus se disippels soos op die dag van Pinkster. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Is die belofte is definitief vir die laaste dae bedoel, Handelinge 2 vers 16. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is in die laaste dae, en ek het nou hierdie skrif met julle hanteer, spreek God sal ek van my gees uitstort op alle vlees en julle seuns en dogters sal profeteer. Waarna verwys die dae? Meer is een dag, 1000 jaar, 1000 jaar, een dag. Okay, so ons het daai gedeelte ons nou al gesettel vanaand. Wie sal die belofte van die Heilige Gees ontvang? Op hierdie vraag antwoord. Ek wil net teruggaan na Petrus toe, na die vorige ding in my skrif lees. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes. Dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000, so daar's die skrif wat ek nou nog gekwoteer het, né? Wie sal die belofte van die Heilige Gees ontvang om hierdie vraag te beantwoord? Ek is op die verkeerde boek nie. Ja, kom ons maak die saak nie, ons gaan daai goed net aangaan volgende keer. Dit is eintlik lekker dat hierdie ene vanaand hanteer het. Op hierdie vraag te beantwoord, moet ons uit die Bybelse oogpunt gaan kyk of daar mense is wat nie kwalifiseer om die gawes van die Heilige Gees te ontvang nie. So, Johannes 14. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So wanneer die woord van die wêreld praat, word verwys na die ongelowige mense, onbekeerdes. So wie kan nie die Heilige Gees ontvang nie? Die wêreld kan dit nie ontvang nie. Okay. Die rede word ook vir ons gegee waarom die wêreld nie die Heilige Gees kan ontvang nie, omdat die wêreld die Heilige Gees nie sien en hom nie ken nie. Hulle het nog nie kennis gemaak met die Heilige Gees wat hulle van hulle sonde oortuig nie. Johannes 16 vers 8. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Wie se skuld is dit dat hulle hom nog nie leer ken het nie? Die hardheid van hulle harte. Want wie wys die Here af? Die wat hart van hart is. Die wat hart van hart is. Sê hy nie, ek het die hart van klip uitgehaal en aan hulle 'n hart van vlees in die boek van Esegiel gegee nie. So dis die hardheid van die hart. Dit maak dat mense niks met God te doen wil hê nie. Dit maak dat as jy met mense praat oor Christus, hulle 'n houding het. Jy kry mos so vibe as jy praat oor Jesus. Dan sien jy hierdie vibe. Jy voel sommer, hoor jy, hierdie oë kyk jou nou stukken. Hulle wil niks met Christus te doen hê nie. Dis die hardheid van hulle harte. Okay. Omdat die wêreld die Heilige Gees nie sien en hom nie ken nie. Hulle het nog nie kennis gemaak met Johannes 16 met die Heilige Gees. Johannes 16:8 sê en hy het gekom en as hy kom sal hy die wêreld oortuig van sonde. Hulle het nog nie vergifnis van sonde ontvang nie. En onthou, die Heilige Gees kan nie intrek in 'n liggaam neem solank as wat die muur van sonde tussen hulle en God staan nie. So hy moet hom bekeer en hy moet weergebore word sodat God kan intrek neem. En dis vir elke mens wat daai besluit moet neem. Hoor wat sê hierso, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. So as jy vir mense sê, hoor jy daar's 'n wederkoms, en hy's vleeslik, kan dit nie verstaan nie, want hy kan nie insien wat jy praat nie, en hy maak dit af asof jy gek is, okay. En daarom ervaar jy die vervolging met betrekking tot dit. In Johannes 16:8 sê hy, nee, ekskuus maar, ek gaan elke keer terug na die skrif toe, maar daai Korintiërs skrif, daar maar die natuurlike mense nie met dinge van die Gees van God nie aan nie. Die doping van met die Heilige Gees is vir alle kinders van God bedoel. Jesus vertel 'n gelykenis van die onbeskaamde vriend. Hoor wat sê hy? As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee,
hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom, wat beteken hy laaste gedeelte van hy sin? Aan die wat hom bid. Die wat hom vra. So, wat moet jy doen as jy die Heilige Gees wil ontvang? Jy vra hom. Jy vra hom. As jou hemelse Vader, Here, ek soek die belofte van u Heilige Gees, gee dit aan my. Dit kom my toe. Die woord sê dit. Dit is vir my beskore. Ek is nie verwaand as ek dit vra nie. Maar jy begin dit bid van die Here. Ek het gebid totdat die Here my gevul het met die Heilige Gees. Want hoe meer jy oorgee aan God, hoe meer verval die vlees, kom die vlees uit die pad uit en begin die Geesmens na vore tree. So bid vir die Heilige Gees. Maar ons bid net deur ons Pick n Pay lysies. Okay? Give me, give me, give me. So ons moet die Here vra. Ons moet dit in ons eerste prioriteit maak. Bid dat die Here my sal volmaak. En weet jy, wanneer jy met elke dag bid, Here, vul my vandag met u Gees. Maak hierdie beker vol met u Gees, want onthou, as ek oorloop, ek kan net weggee wat oorloop. Dis hoekom party mense loop oor van God. Jy sien dit sommer op 'n afstand. Dan dink hulle, ag, hier kom die ou dweper weer aan. Okay? Maar party mense is net so vol van die Here, as hy met jou praat, hy's net so vol van die Here, dat alles wat uit sy mond uitkom, is net die Here. Dis soos daardie wat Dit is rondom die eindtyd. Want sy spesialiteit is die eindtyd. Onthou, hy preek net eindtyd. En nou raak jy naderhand vasgevang binne teologiese redenasies en jy begin eintlik woordgimnastiek doen. Okay? En dis 'n gevaarlike scenario. So, Dani se hele oproep het eintlik nie gehandel oor, dit het gehandel oor die wegraping op die 25ste. Maar Dani se hele oproep was, die tyd is min, bekeer jou. En dit moet jy verstaan. So, ons kan hom nie afmaak as 'n valse, want die valse profete waarna daai skrifte verwys is, die mense wat sê hulle is die Christus en nie die Christus is nie. Dani het nou sê ek is die Christus nie. Hy het gesê ek verwag Jesus. Ongelukkig toe koppel hy daarna. As gevolg van die goed wat in Jerusalem gebeur. En dit het hom, dit kan hom byt. Okay. Ander mense is nie gebly dat hier. Ander mense, hang af hoe jy dit interpreteer. As jy gaan toelaat, dat dit jou byt. Verstaan jy? Maar die probleem met 'n prediker wat preek en die gevolge van sy eie preek aanvaar. Dit is maklik om daar te preek, maar dit pastoor werklik hoeveel mense hierso huis toe gaan en pastoor se woord ek ter harte neem. Wat huis toe gaan en gaan hoop plaas. Dit kry seker tipe van predikers. nee, dit is so. En ek is teleurgesteld in daardie vir dit. Okay, maar kom ons vra die vraag. Wat se skade? Nee, kom ons draai die vraag net 'n bietjie andersom. Kom ons sê uit hierdie hele chaos het 30.000, 3.300 mense in Suid-Afrika besluit, hoorie, ek wil saamgaan en my bekeer. Verstaan jy? Maar is hulle bekering dan opreg? Dis 'n goeie vraag, maar dit kan wees. Maar dis nie, dis in hulle. My hele ding is dan word dit uit vrees gedryf. Nee, dis presies die ding. Ja. En dis wat ek op een van my waar ek kom getrek het. Te sê, dit help nie ons dryf mense uit vrees nie. Nee, dis presies so. Maar daar's 'n skrif. Toe Jesus in die wêreld ingekom het. Met betrekking tot Anna. En nou is dit nie by Susanna en Johanna nie, dis by Anna. Okay. En Simeon, wat die hoofpriester was. En die Bybel sê van al twee daai mense. Nou Anna was ver gevorderd in die leeftyd. En dan maak hy 'n baie snaakse stelling oor Anna wat die mense eintlik sien, wat is die relevantie daarvan? Hy sê en Anna het die Messias verwag en het 7 jaar as maagd saam met haar man gelewe. Wat het dit dan beteken?
Kom aan. Sy gedink die Messias gaan uit daar gebore word. Daar was 'n belofte van gemaak. Daai vrou het die tekens van die tyd gelees, Gesien, ja. die belofte van die Ou Testament. Ja. En sy het geweet, as Johannes die doper verskyn, moet die Messias hier wees. En so hy kan uit daar gebore word. Hy kan, Ja. maar sy was ver gevorderd in leeftyd. Ja. Wat die Bybel sê, sy en Simeon het die Christus verwag. So al wat ek en jy kan doen is, ons moet van nou af, ons moes dit eintlik al lankal begin het, ons hele lewe deur, ons hele Christelike lewe deur, moet ek Christus verwag. Die wanneer is die relevant nie. Ek moet gereed wees om Jesus te ontmoet. Want ek het 'n klomp vrae wat ek hierdie voorwegraping mense wil vra, of wat ek hulle vra, wat ek wil hê hulle moet my antwoord. En ongelukkig, dis weer eens hulle vat 'n skrif en dan is dit 'n interpretasie van daai skrif. Maar daar is goed rondom dit wat ek vra oor het. En ek soek antwoorde op dit. Nommer 1, die dag van die Here. Is die wederkoms een dag of gaan dit 2 dae wees? Gaan hy aan die begin, gaan hy nou kom op die wolke en later op die Olyfberg, dan is dit 2 dae. Maar die Bybel sê, die dag van die Here. Jesus sê, julle, Matteus 24, begin hy nie, hulle vra wat is die teken? Nie tekens nie, wat is die teken enkelvoud? Dan antwoord hulle, 'n hele lang relaas, maar hy verwys die hele tyd na, julle, moet wie praat hy? Met daai disippels. En die elkeen daarna. Maar hy sê, en wanneer julle die gruwel waarvan Daniël spreek, in die huis van die Here sien staan en maak asof hy God is, of sê hy is God, kyk op, want dan verskyn die teken, wat hy 30 verse voor dit begin beantwoord het, in die hemel. En wat is die teken? Wanneer sal dit gebeur en wat is die teken van u koms? Dan verduidelik hy die tekens, voorlopers, en dan kom hy en dan sê hy, dan sal julle die teken, kyk op, dan sal julle die teken sien. Wat is die teken? Sy verskyning op die wolke. So wanneer jy hom daar sien, dan moet jy weet, dis nag. Hoor jy wat ek sê? En dit verlos jy nogal van voor, middel of na. Okay? So, daai skrif lyk vir my, wat Jesus sê, ons gaan die antichrist kan sien. Ja, want anders sal hulle ons wegwees, en so hy sê, julle sal So, afkom. want onthou, hulle trek by die Joodse bruilof by dit in, wat 7 dae gevier was. Maar jy moet 'n onderskeid tref tussen die groot verdrukking en die wraak van God. Die kerk sal nie deur die wraak van God gaan nie, maar hoekom nie deur die groot verdrukking gaan nie? Wat 'n groter verdrukking kan daar wees, as wat Paulus deurgaan het om sy eie lewe te gee? Hy betaal hom met sy lewe. Wat 'n groter verdrukking is daar, terwyl hulle teer oor hierdie Christene uitgegiet het, hulle aan die pale vasgemaak het, wat na daardie Kolosseum toe gelei het, en hulle party daar gehou het, en hulle daai mense aan die brand gesteek het, wat die teer oor hulle gehad het, om die lig op die pad te maak. Wat 'n groter vervolging kan daar wees, as daardie Christene wat gevang was, en binne in diervelle toegewerk was, en in daardie Kolosseum vrygestel was, en dan die wilde honde en die leeu's die goed losgelaat is, om daardie wilde diere, waarin eintlik mense is, plat te trek en hulle dood te byt. Wat 'n groter vervolging is daar, waar hulle
letterlik koperplate vat en in die man se geslagsdele vasmaak en daardie koperplate warm maak. Christus sê, dit sal die grootste verdrukking wees wat daar ooit was. Grootte in terme van intensiteit of grootte in terme van wêreldwyd. Hoor julle wat ek sê? Want die kerk was daai net so. Nou is dit 'n wêreldwye kerk. En die metodiek kan vandag dalk baie radikaler, erger wees om die dood langer uit te reik. Maar deur almal van hulle het hy die apostels gedra, die kerk van uitgedra. So, die wegraping voor wil die groot verdrukking vryspraak. Maar ek het 'n paar vrae wat ek wil beantwoord. Nou gaan ek nie nou wil doen nie, maar daar is nog 'n paar goed wat ek wil weet. Want ek sien nie antwoorde vir my vrae nie. Want ek sien, daar's net 2 opstandings. Dan 2 opstandingsfeeste staan wegraak. Daar kan nie 'n ander opstanding wees, behalwe die opstanding by die wederkoms van Jesus, wanneer ek en jy verheerlik gaan word nie. En dan sê hy, dis net die geeste van die regverdiges wat gaan opstaan. Die onregverdiges gaan in die graf bly, want dan kom regeer hy vir 1000 jaar. En aan die einde van die 1000 jaar sal die grafte oopgaan, en sal die geeste van die wat Christus nie wou aanbid het nie opstaan, om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Wat word dan van die mense in die 7 jaar tydperk? Kan hulle tot bekering kom, kan hy nie? En hulle sê hy kan. Dan vra ek, wat word van hulle? Dan sê hulle, hy gaan met sy eie lewe betaal, om in die hemel te kom. Hoekom moes Paulus dan met Christus se bloed in die hemel kom, en met sy eie lewe betaal, en al die apostels van ouds? Dis dus regverdig. So, ek het 'n krisis met hom, maar ek wil nou nie jou teologie omverwerp. Ek glo maar as hy gaan kom, vroegtydig, voor die tyd. En daarom is ek is bang vir die uitlatings. Want ek wil nie mense sê, hoor, ag nee, ek het nou nog tyd nie, ek kan nou nog 'n bietjie wag nie. Kry jou eerder gereed. Ja, ek kom op die regte plek. Ek wil net byvoeg, ja, nie een van ons wat hier sit weet, ons het 25 nog nie is nie. As jy omval môre, is dit jou tyd. Jou weglaat. En daar het my ma verlede week 'n beroerte gekry. Ja, presies. En binne 1 dag van 'n ma wat nog kon rondloop, kon praat, nog kon argumenteer, kon allerhande doen, al het sy demensie gehad, saam met my elke aand gereedskapbediende gaan aflaai in 1 dag. In 'n bed, wat haar arms nie kan beweeg nie, haar bene kan nie beweeg, net haar oë kan beweeg. Ja, dis net besef is. Nie net sy nie, dan die ander ook. Die feit van die saak is nie dat wanneer hy kom, die feit van die saak is dat ons olielampies vol, jy geweet. Hy gaan kom, verseker gaan hy kom. Ok. En daai bruilof hoef nie 7 jaar te duur nie. Dit kan eintlik 7 dae duur, wanneer God letterlik die 7 seels kan oopmaak in sy wraak. En binne 7 dae wagtel die aarde soos 'n dronk man. Die sterre val van die hemel, hemelliggame val, gaas op die aarde. So, julle, dis eskatologies. En eskatologie beteken, ek kan nie verseker sê nie. So moenie val oor al hierdie goed wat gesê word nie. Hou Israel dop, dis die horlosie. En dis wat gaan gebeur. Maar hulle daar vir hulle 'n swart tyd voor lê. Dis verseker so. Maar eintlik seker maar vir die res van die wêreld ook. Almal wat hulle by Israel skaar. Ok, julle nou het ons tyd oorgegaan en ek is nie klaar met hierdie boekie nie. So. Wag, ek is amper klaar. Wie sal die belofte van die Heilige Gees ontvang? Johannes 14. En ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee. En hy sê die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Die dooping van die Heilige Gees is vir al die kinders van God. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes te doen, hoeveel sal die Vader wat in die hemel is nie vir julle die Heilige Gees ook gee nie. Ons sal hier begin by nommer 2 en as ons oorgaan na
Ek moet eintlik dan oorgaan na die volgende boekie toe, maar ek het so baie boekies nie, ek weet nie hoe kom ek by die Ja. Nee, maar ek het die regte boekie, hier is die ander een. Dit is so. Ja, prys die Here, man, ek sê nie so die mekaar. Okay, so ons het nou klaar gemaak met hierdie boekie, ek gaan volgende week met hierdie een aangaan. Nie boekie, dis ja, alles een boek, maar hierdie deel van die boek. Ek sal vir julle 'n volledige boekie gee soos klas. Chris sê vir gaan jy hierdie hele boek weer fotostaat en vleer? Ek sê ja. Dis jy weet jy dit gaan dit kos, ek sê ja. So as ons daai boekie fotostaat gaan ek julle R50 vra dat ons net weer die goed betaal, dat ek net daar skuld kry. Anders die back of sy. Sy gee my al my dae. Jy weet ek worry nie oor sulke goed nie, maar sy met die geld check. Kom ons bid saam. Pastor Amanda van jy vir ons afsluit. Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons weer gehad het. Vir elkeen wat die tyd uitgekoop het, Here, om vanaand hier te vergader en net ontvanklik kan wees en 'n leergesame gees te kan hê om te kan hoor, Here, wat die waarheid is in u woord, Here, want dit moet ons maatstaf wees, Here. U woord is die waarheid en die waarheid is dat Jesus Christus het vlees geword en onder ons kom woon. Die woord het onder ons kom woon en dis die woord vandag nog wat ons moet ondersoek, want dis die waarheid. Ek bid vanaand dat elke persoon wat vanaand hier is gevul sal word met u Heilige Gees, sodat die Gees hulle sal lei in u waarheid, Here. Sodat die harte sal ontvanklik wees, Here. Here, ons het ook gehoor die uitspraak wat daar gemaak is dat die 23ste September sal die wegraping wees, Here. Ek wil vanaand vra, Here, in u woord sê u dat u geen begeerte het dat enige een verlore sal gaan nie. Daarom is my gebed, Here, as dit dan so is, Here, stel dit uit, want daar's nog soveel kinders wat nie gereed is nie, Here. Gee dan, dat hulle sal inkom na u koninkryk, want die woord van die Here sê, hy wag, die aarde wag met reikhalsende verlange om die kinders van God bekend te maak. Here, ek bid vanaand dat u saam met elkeen sal gaan, Here, en dat u hulle sal voorberei en dat u met hulle sal wees. Here, baie dankie vir Pastor Henry wat ook die tyd uitkoop om vir ons te kom leer, Here, en vir ons te kom onderrig in dit wat ons nie weet nie. Here, ek vra dat u vir hom ook ryklik sal seën, Here, en dat u saam met ons sal gaan, Here, dat ons huis toe gaan, Here, en dat u saam met elkeen sal wees en dat ons weer veilig sal terugkom volgende week. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam. Amen. Amen. Okay, julle nou kan julle koffie of tee of wat ook al drink, koeldrank. Baie dankie vir julle. Ek wil net julle sê, julle wat die koeldrank gebring het en hy's nog hier, al is hy half op pad om huis te hoor, asseblief. Die melk sit ons in die krat, dit kan hou tot volgende week.